Hartlike goeie dag, broer en suster. Dit is vir my lekker om so op jou skerm te kan wees. Baie welkom by nog 'n aanlyn Lux Mundi erediens. Ons is weer terug na Pinkster en ons is terug by Efesiërs, terug by ons groeireeks waar ons groei in ons verhoudings en ons gaan verder dan met Efesiërs van hoofstuk 4 af vandag. En dit is ook so lekker dat dit ook op Pinksterfees is hierdie naweek, môre. Op Sondag vier ons Pinksterfees waar die Heilige Gees uitgestort is, die geboorte van die kerk, en dit is dan eintlik ook so gepas dat ons ook vandag dan hierdie teks in Efesiërs 4 gaan hanteer. Maar voordat ons verder gaan, kom ons word stil voor die Here, dan bid ons saam. Here, wat 'n wonderlike voorreg om U te mag ken, wat 'n wonderlike voorreg, Here, om te kan weet dat U by ons is, waar ons ook al mag wees. Here, in hierdie tyd waar ons ook wil groei in ons verhoudings, wil ons regtig vir U vra, U self ook weer opnuut sal ons sal kom openbaar, waar ons vandag ook hierdie teks gaan deurgaan, wil ons vra, Here, dat U self met ons sal kom praat, dat U hierdie woorde vir ons sal oopbreek, en dat ons werklik dit ter harte sal kan neem, en dat ons daaruit kan groei, nader aan U, nader aan mekaar, nader aan die doel wat U ook vir ons wou gehad het. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Goed, broer en suster, ons is so in die helfte nou. Ons het ver paadjie gekom al van Efesiërs 1 af tot by Efesiërs 3 en waar ons vanoggend dan vandag by Efesiërs 4 gaan wees. Ons het gelees in Efesiërs 1 hoe dat die Here ons roep, hoe dat hy ons uitgeroep het om met hom en met mekaar in verhouding te lewe. Reeds van die begin af het hy ons uitgeroep en dat hy dit alles moontlik gemaak het. In Christus is hierdie verhouding gebou. In hom is alles moontlik. En het ons gesien daar in Efesiërs 1 hoe dat die drie-enige God hier betrokke is en dat hy die een is wat alles moontlik maak en wat sorg vir alles van begin tot einde, bo en onder. Hy cover alles. En so word ons dan ook verenig onder een hoof, en dit is naamlik die Here Jesus Christus, en dat hy sy krag in ons, in sy kerk kom uitstort, dat sy opstandingskrag in ons, in sy kerk teenwoordig is, en dat ons vanuit dit uit kan lewe, en vanuit dit uit ook ons doel kan nastreef, van om die liggaam van Christus te wees, die volheid van hom, wat alles in almal vervul. In hoofstuk 2 het ons gelees van hoe dat die Here die verhouding kom herstel het, hoe dat hy vertel dieselfde storie 2 keer, eers hoe dat hy ons uit die dood het na die lewe toe gebring het, en dan in die tweede keer hoe hy ons wat ver was, naby gebring het, en dit is die Here wat dit doen, uit sy genade, en dat hy op die ou ende 'n nuwe mensheid tot stand bring, dat hy Jood en nie Jood, Jood en heidene, almal in die wêreld bymekaar bring, almal wat in hom glo, op die ou ende een nuwe mensheid maak, en dat hy hulle wat vreemd was, nader gebring het, hulle wat ver was, nader gebring het, hulle wat dood was, lewend gemaak het, en dat ons daarvan kan deel wees. En dan aan die einde van hoofstuk 2, die middelpunt eintlik van hoofstuk 1 tot 3, as jy die struktuur gaan lees daar op ons website, dan sal jy sien, dis daar in die middelpunt, en dat dit gaan oor God wat in sy nuwe tempel kom woon, dat hy van ons, sy kerk, 'n nuwe tempel maak, en dat hy in ons, sy tempel kom woon, dat ons as kerk, ons as liggaam van Christus, die nuwe woonplek van God is, deur sy Gees. En dan in hoofstuk 3 lees ons van die liefde van die Here, en hierdie omgekeerde koninkryk, waarvan Paulus 'n getuie is, en dat hy vir ons kom vertel van die geheimenis van God, hierdie nuwe mensheid wat ontstaan kom, deur die kerk wat hy sigbaar gemaak word, en dat ons juis in ons kerk wees, in ons saam wees as kerk, die liefde van die Here, hierdie verskillende mense wat bymekaar kom, dat ons dit juis in daardie verskilling en in daardie diversiteit van ons kerkwees kan ontdek, die liefde, die diepte, die hoogte, die breedte, die wyte van die liefde van die Here, dat ons dit daarin kan ontdek, en dat dit deur ons kan sigbaar word. Goed, en dit bring ons dan by vandag, by hoofstuk 4, waar ons dan begin gesels oor hoe hierdie verhouding wat God met ons het, hy wat die inisiatief in ons verhouding geneem het, hy wat ons eerste lief gemaak het, hy wat ons vrygemaak het, lewend gemaak het, nader gebring het, hy wat ons sy kerk gemaak het en in ons kom woon het, dat hy die een is wat al die verhoudings op die ou ende bepaal. Hierdie verhouding waarvan ons gelees het in hoofstuk 1 tot 3, God se verhouding met ons. Nou in hoofstuk 4 tot 6 lees ons hoe reageer ons dan op daardie verhouding.
hoe word daardie verhouding sigbaar as die bepalende faktor in al ons ander verhoudings? En dan kom ons vandag dan by Efesiërs 4 vers 1 tot 16, waar ons praat oor 'n verhouding van eenheid, en dat dit gaan oor die eenheid van die kerk. En daarom so gepas ook vandag, op die dag wat ons Pinksterfees vier, dat ons dit ook hierdie naweek kan vier, en die Here daarvoor kan eer. Goed, so ons gaan die teks lees, en ons gaan hom so stap vir stap deurwerk, en gaan ons hier en daar by 'n paar dingetjies stil staan. Daar by vers 1, ons lees in die 2020 vertaling, sê hy, daarom spoor ek julle aan, ek wat ter wille van die Here 'n gevangene is, om so te leef dat julle die roeping waarmee julle geroep is, waardig is. Nou, net hierdie eerste woordjie moet ons net eers vir onsself sê, ons moet mooi onthou waarmee Paulus besig is, en elke woordjie moet ons eintlik onsself afvra, maar wat bedoel hy met daardie woordjie? Wat is die daarom? Die daarom is hoofstuk 1 tot 3, dit wat ons nou net opgesom het. Daarom, omdat die Here ons uitgeroep het om syne te wees, om sy kerk te wees, omdat die Here ons vrygemaak het, omdat hy sy krag in ons uitgestort het, omdat hy ons geroep het om sy liggaam te wees, omdat hy ons lewend gemaak het, omdat hy in ons kom woon het as sy kerk, as sy nuwe tempel, die woonplek van God. Daarom spoor ek julle aan, ek wat ter wille van die Here 'n gevangene is, om so te leef, Griek sê daar, om so te loop, die 83 vertaling vertaal dit mooi, en sê, laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees, om te loop, dat julle loop soos die sal lyk, dat dit pas by die roeping waarmee julle geroep is. Nou wat is daardie roeping? Dit is dit wat hy gedoen het, hy wat ons geroep het, om sy kerk te wees. Ons is die heiliges, die uitgeroeptes, die eklesia, die uitgeroeptes van God, wat alreeds voor die skepping van die aarde alreeds uitgeroep is om syne te wees. So ons moet so leef, dat ons lyk soos mense wat uitgeroep is om aan die Here te behoort. Dan sê hy vir ons, hoe lyk daardie lewenswandel dan? Deur mekaar met volkome nederigheid en sagge aardheid en met geduld en liefde te verdra, en julle daarop toe te lê om die eenheid wat die Gees bewerk te bewaar deur die band van vrede. Hoor hierdie terme wat hy hier gebruik. Hy praat van nederigheid, saggeaardheid, geduld en liefde. Dis alles verhoudingswoorde waarmee hy vir ons wil sê hoe ons lewenswandel moet lyk, sodat dit pas by ons roeping. Dis met ander woorde goeders wat ons nie in isolasie kan doen nie. Ek kan nie in isolasie by myself nederig wees en vir myself sê, maar ek is darem maar 'n nederige mensie. En dan die oomblik as daar ander mense naby my is wat dink hulle is beter as ek, dan is ek nie meer so nederig soos wat ek vroeër was toe ek alleen by die huis was nie. En dit herinner ons weer daaraan dat Paulus hier praat met ons, nie net met die individu nie, maar met ons wat die kerk van die Here is, ons wat saam hierdie ding doen, en dat ons dit as korporatiewe kerk, as liggaam van Christus saam doen. Dit is in verhouding met mekaar, wat die nederigheid en die saggeaardheid, die geduld en die liefde kan sigbaar word, sodat ons daarop kan toelê om die eenheid wat die Gees bewerk, ons kan eintlik 'n koppeltekentjie daarin sit, die eenheid wat die Gees bewerk deur die band van vrede te bewaar. Dit gebeur binne in verhouding. Nou, hoe lyk daardie eenheid? Hoor mooi wat sê hy, en tel hulle saam met my soos wat ons hulle lees. Een liggaam, een gees, soos julle ook deur julle roeping tot een hoop geroep is, een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal is. 7 van hulle, 7 ene. En nou as ons weer Paulus ernstig opneem en onthou dat hy 'n fariseer is, onthou waar hy vandaan kom, onthou sy geskiedenis, sy Joodse agtergrond, sy kennis van die skrif en hoe briljant hy die goeders aan mekaar weef, moet ons onsself afvra, maar hoekom dan nou 7? Al 7 hierdie ene. En dien hierdie vers 4 tot 6 eintlik as 'n soort messiaanse shema wat Paulus hier vir ons skryf. Onthou die shema waarop die Jode hulle hele lewe eintlik gebaseer het, Deuteronomium 6 vers 4 wat sê, luister Israel, Jahwe is die enigste Here. En dat Paulus hier kom sê, maar daardie eenheid van God word hier sigbaar in hierdie geloofsbelydenis. En sien ons hier weer eens die 3 eenheid wat hier op die ouene ter sprake kom. Die Here Jesus, die Heilige Gees, God en Vader,
al drie, en dat ons hier te maak het met 'n geloofsbelijdenis wat daardie eenheid en 'n belijdenis wat wil sê dat dit is wat ons glo, dat ons is een liggaam, een manier hoe die Here gekies het om homself in hierdie wêreld sigbaar te maak, en dat daar een gees is wat aan daardie liggaam lewe gee, dat daar een hoop is, en dit is in God alleen wat ons uitroep, een Here Jesus, een Messias wat reeds gekom het, een geloof, een manier om aan hom, aan ons Here lojaliteit te bewys, een doop, met ander woorde, een ritueel, een geloofshandelinge waardeur ons ingelei word om 'n deel van hierdie liggaam te wees, en daar is een God en Vader van almal. En hoor ons weer hierdie ding wat oor almal en deur almal en in almal is, God wat in sy kerk kom woon, die volheid van hom wat alles in almal vervul. As jy na die volgende prentjie kyk op die skerm, dan sien jy hierdie foto van hierdie klomp geel bome, en dit is 'n altyd moeilik as 'n mens nou in Engels die boom kry en jy met 'n Afrikaanse naam soek. Daar's boomkenners wat dit baie maklik doen, maar Google is nie 'n Afrikaanse boomkenner nie. Maar hierdie is natuurlik eintlik 'n populierboom, is die Amerikaanse esp wat jy daar sien, of die American aspen tree, en hulle kom natuurlik baie volop voor daar in Aspen in Colorado in Amerika. En die interessante ding van hierdie bome is dat al daardie bome wat jy daar sien, het uit een wortel uitgegroei. Dit is, met ander woorde, is hulle almal genetiese, identiese kopieë van mekaar. Dis eintlik een boom, een wortel. En as gevolg van hierdie manier hoe hierdie boom aan mekaar gesit is dit dan word dit eintlik gesien as een organisme, en is hierdie een boom wat ons nou sien as bome bo die grond, is hierdie een boom die oudste lewende organisme wat tans nog lewe in die wêreld, hierdie boom. En hy's ook die swaarste, bietjie swaarder as iets so 6600 ton, of een of ander so iets. Iets belagliks, bietjie groter as 'n blou walvis. En dat hierdie boom vir ons ietsie help verstaan van eenheid. Maar dit verskil ook van die kerk in die sin dat ons in die kerk, terwyl ons een kerk is, nie almal kopieë van mekaar is nie. Ons is elkeen afsonderlik, is ons verskillend, is ons 'n diverse klomp mense. En dit help ons om dit bietjie beter te verstaan, dat daar met ander woorde 'n verskil is tussen eenheid en eenvormigheid. Hoor wat sê vers 7. Maar aan elkeen van ons is 'n genadegawe geskenk, soos Christus dit uitgedeel het. Daarom staan daar, toe hy opgevaar het na bo, het hy kruisgevangenes weggevoer, hy het gawes aan die mense gegee. Aan elkeen van ons is 'n genadegawe gegee. Soos wat Christus dit uitgedeel het. Ons gaan net nou 'n bietjie meer daaroor sê, maar dat ons dit hoor, dat daar 'n verskil tussen eenheid en eenvormigheid is, en dat dit juist die kerk so uniek maak. Dat ons juist elkeen 'n verskillende, unieke deel het om te bring, om deel te wees van hierdie eenheid. En dan lees ons hierdie aanhaling van Paulus uit Psalm 68. En as ons nou, jy gaan lees gerus Psalm 68 hierna, jy gaan hoor hoe dat Efesiërs Psalm 68 die heeltyd gaan echo. Dis asof Paulus Psalm 68 daai week in sy stilte tyd die heeltyd gelees het, en ons dit die heeltyd hier hoor. En hy ruil nou die woorde bietjie hier om, en hy vat nou liberties, en ons gaan nou nie met hom stry nie, want hy is 'n fariseer en ons nie. En hy sê toe hy opgevaar het na bo, het hy kruisgevangenes weggevoer, hy het gawes aan die mense gegee. Hoor wat sê Psalm 68 vers 19, U het kruisgevangenes weggevoer, mense het vir u geskenke gebring, selfs die wat teen u in opstand was, toe het u opgegaan na die hoogte, om daar te woon, Here God. Goed, so vir Paulus gaan dit daaroor dat Jesus die een is, wat bo alles is. Hy is die een wat die mag is, en daarom is hy die een wat die geskenke ontvang. Vers 9 in Efesiërs 4, hy sê, hy het opgevaar, waarop anders dui dit as dat hy eers neergedaal het na die laardele, die aarde. Die een wat neergedaal het, is dieselfde een wat opgevaar het tot bo al die hemele, sodat hy alle dinge kon vul. So hier kry ons weer daardie gedagte van God wat alle dinge
kom vul met sy teenwoordigheid. Hy is die een wat neergedaal het, kom sterf het aan die kruis, maar hy is ook die een wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die een wat bo alle magte is, wat bo elke owerheid is, bo alle name is, die een wat al die mag het. Hy is die een wat in die posisie is om die gawes te kan uitdeel, om die geskenke te kan gee. Hoor wat sê Psalm 68, die laaste paar verse, en dan gaan jy nou Efesiërs hier hoor weer galm. Hy sê, tot eer van hom wat ry deur die hemele wat van die begin af daar is. Hy laat sy stem, sy magtige stem weer klink. Erken dat God magtig is. Hy heers oor Israel. Hy het mag oor die wolke. God wek ontzag wanneer hy uit sy heiligdom kom. Hy is die God van Israel. Hy gee krag en sterkte aan sy volk. Aan God kom die lof toe. Goed, so ons hoor hier Efesiërs wat hier weer deurkom, nê. Of die Psalm wat eintlik in Efesiërs deurkom, en hoor ons hoe dat Paulus dit toepas. Hoor wat sê Efesiërs 3 vers 16 en 17. Ons het dit die vorige keer gelees voor Pinkster. Ek bid dat hy vir julle na die rykdom van sy heerlikheid dit sal skenk, om deur sy gees met krag na die innerlike mens versterk te word, sodat Christus deur die geloof in julle harte mag woon, terwyl julle in die liefde gewortel en gegrond is. Ons hoor Psalm 68 hier. God is die een wat dit alles gee. Hy is die een wat in ons kom woon. En dan sien ons dit in die praktyk, hoe dit uitspeel, vers 11. En hy het sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, en ander as herders en leraars gegee, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, om die liggaam van Christus op te bou. So, hier kry ons nou weer een van daai lyste van Paulus, waar hy praat oor die verskillende gawes aan die gemeente, en hier is dit natuurlik mense. Dis mense wat verskillende rolle speel, mense wat as gawes aan die gemeente gegee word. En op ander plekke sien ons dat dit eienskappe is, of talente is wat hy gee, wat hy dan sê, maar hierdie is die tipe goeders wat jy kan doen, maar in hierdie geval die mense. En ons moet hierdie lys met ons nie as 'n volledige afgesluite lys sien nie. Die gedagte waarmee Paulus hier besig is juis om te sê dat elkeen 'n unieke rol het, soos wat die Here jou daarmee toegerus het. En dat jy met ander woorde nie na hierdie lysie moet kyk en sê, maar ek is nie 'n apostel of 'n profeet of 'n evangelis of 'n herder of 'n leraar nie, so daarom is daar nie vir my 'n plekkie nie, dat jy eerder sal sien, maar wow, op verskillende maniere, op watter manier stuur die Here jou, want jy moet dit hoor, dat die Here het jou as 'n gawe aan hierdie gemeente gegee, as 'n gawe aan sy liggaam, aan sy kerk gegee, om 'n verskil te maak, om op die ou ende deel te wees van hierdie eenheid, wat hom vergestaal in hierdie wêreld. So, waarvoor het hy die gawes gegee? Om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk. Waarvoor is hierdie dienswerk? Om die liggaam van Christus op te bou. Waarvoor moet die liggaam van Christus opgebou word? Sodat ons almal kan kom tot 'n eenheid in geloof en in kennis van die Seun van God, en tot 'n volwassenheid wat in ooreenstemming is met die volgroeide gestalte van die volheid van Christus. Wat 'n wonderlike, pragtige beskrywing van wat die kerk is, en hoe die kerk werk, en wat die doel van die kerk is. Dat ons dit kan hoor, dat ons moet groei tot die volgroeide gestalte van die volheid van Christus. Onthou wat ons gelees in 1 vers 23, die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles in almal vervul. Dat dit op die ou ende hier sigbaar word, in die feit dat elkeen sy bietjie bring, sodat ons saam een liggaam kan vorm, sodat ons Jesus kan vergestalt, kan beliggaam, kan sigbaar maak in hierdie wêreld. Hoor wat sê John Barclay, hy sê, every believer is to reckon himself or herself dependent upon the single gift of divine mercy. Believers cannot boast as if there was something about themselves that rendered them worthy of the divine call. Weer eens, dit kom van God af. Hy is die een wat ons in genade toerus om dit te kan doen. Re-grounded in the mercy of God, they are able to perceive their differentiated roles within the believer community as divinely distributed gifts. Just as Paul's authority to instruct as an apostle is a product of grace, gift, charis, so each of them has a gift given to them. Within this community, honor does not have to be sought. All the honor that counts has already been given or will be given by God. Freed from the need to establish their honor in competition,
believers can afford to grant it to others. Freed from the need to establish their honor in competition, believers can afford to grant it to others. Met ander woorde, wanneer ons iets in die liggaam van Christus doen, iets in die liggaam doen, iets in die gemeente doen, dan het ons nie rede daarom om dan vir onsself te sê, maar ek is nou beter of heiliger as die volgende persoon, en julle wat hierdie gawes het, julle is nou nie so goed soos ek nie. Dit alles kom van die Here af, en het ons elkeen 'n rol om te speel in sy liggaam, om sy koninkryk te bou, om hom te vergestaal in hierdie wêreld. Vers 14. Die doel hiervan is dat ons nie meer klein kindertjies sal wees nie, wat deur onstuimige golwe rondgeslinger word en rondgewaai word deur elke wind van lering, deur mense se slinksheid en die gekonkel waardeur hulle dwaling beplan, maar dat ons eerder terwyl ons in liefde aan die waarheid vashou, in alle opsigte na hom toe groei. Dat hierdie liggaam juis maak, dat ons aan mekaar kan vashou, aan die Here kan vashou, aan die waarheid kan vashou, sodat niemand vir ons kan sê, dat ons is iets wat ons nie is nie, dat ons is iemand wie ons nie is nie, dat ons die liggaam van Christus is, wat na hom en uit hom sal groei, en dit bring ons by die laaste punt. Hy, Christus, is die hoof, uit wie die hele liggaam harmonieus saamgevoeg en saamgebind, deur die ondersteuning van elke gewrig, volgens die werking van elke deel, afsonderlik die groei van die liggaam bewerk, tot sy eie opbou in liefde. Hy, Christus, is die hoof. Nou die woordjie wat Paulus hier gebruik vir hoof, is dalk 'n bietjie anders as wat ons dalk gewoonlik daarmee assosieer. Want ons dink baie keer aan die woordjie hoof in die terme van 'n skoolhoof, nê, 'n kwaai hoof met 'n rotang en 'n kwaai frons of 'n baas of so iemand. Maar Paulus gebruik ander woorde wanneer hy sê dat Jesus die een is wat verheerlik is, die een wat verhewe is bo almal, die een wat regeer. Wanneer hy hier praat, gebruik hy die woordjie kephale. Die woordjie kephale is dieselfde woord wat gebruik word vir die plek waar 'n rivier ontspring. Dit is die kop, die bron, die plek waaruit dit groei. En dit maak sin, nee. As ons dan sê dat ons die liggaam van Christus is, saamgevoeg en saamgebind, en hy is die hoof, die een wat waaruit dit alles groei, dan kry ons hierdie prentjie van soos 'n babietjie wat se kop so bietjie te groot is vir hom, en sy lyfie moet nog die kop ingroei, sodat hy op die ouene in verhouding kan reg lyk, nê. Dat Christus ons hoof is, en dat ons sy liggaam in ons verhouding tot hom en met hom op die ouene moet groei, sodat ons hom na hom toe en uit hom kan groei, sodat ons hom kan vergestaal in hierdie wêreld, kan beliggaam in hierdie wêreld. Broer en suster, dit is wie ons is, en in ons eenheid, in die eenheid van die kerk, in die eenheid van die liggaam, word hy sigbaar in hierdie wêreld. Laat hierdie verhouding wat ons dan met mekaar het, en wat ons as kerk met ons Here het, laat dit die ding wees wat ons nastreef, sodat ons hom kan vergestaal, hom kan beliggaam in hierdie wêreld. Amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir u goedheid, en dat u ons geroep het. Here, reeds voor die vaslegging van die fondamente van die aarde, het u ons uitgeroep om u eiendom te wees, om u kinders te wees. Dankie, Here, dat ons aan u kan behoort. Dankie, Here, dat u in ons kom woon het, en dat ons vanoggend, vandag, Here, net weer opnuut wil besef, die waarheid daarvan, die grootheid daarvan, dat u in ons, u kerk kom woon het. Here, daar is nie meer 'n tempel nie, die tempel se mure is afgebreek, en u het gekies om van ons, u kerk, u nuwe tempel te maak, te kom inwoon, ons te kom vul, Here, met u krag, met u teenwoordigheid. En daarom wil ons regtig onsself vandag opnuut aan u kom wy, en sê, Here, ons wil so graag, wil ons in ons eenheid, in die manier hoe dat ons gawes bring, die manier hoe dat ons plek kom volstaan in u liggaam, wil ons u kom vergestaal, kom sigbaar maak in hierdie wêreld. Stuur ons, Here, gebruik ons tot u eer, en help ons, Here, om daagliks te ontdek en te onthou, en te weet wat dit is wat u van ons verwag, en dat ons gawes waarmee u ons seën sal bring, om dit juist te kan doen, sodat u koninkryk daardeur sigbaar kan word in hierdie wêreld, en u daardeur verheerlik kan word. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, daar is ons 'n paar afkondigings wat ek net graag met u wil deel.
In die eerste plek wil ek vir jou uitnooi ook na ons erediens toe. Ons wil regtig graag vir jou daar sien, kom kuier saam en kom drink 'n koppie koffie saam, kom groei saam met ons. Ons is besig met die volgende deel van ons reeks, soos ek net gesê het. Vandag gesels ons oor verhouding van eenheid. Volgende week splinter nuwe verhouding. Die 7de Junie ligte verhoudings, die 14de Junie verstandige verhoudings, die 21ste Junie saamstaan verhoudings, alles so uit Efesiërs 4-6 uit. Kom reis saam met ons daardeur. Kom kuier saam en ek wil weer eens sê, kyk uit vir op ons website by die Groei Reeks bladsy. Daarso gaan ons weekliks ook weer verder om vir jou so 'n bietjie ekstra inligting te gee, die YouTube preek daar te sit, die skyfie vertoning van die preek daar te sit, sodat jy weer daar kan gaan kyk en verder daarin kan groei. Dan wil ons ook vir jou, daar waar jy is, geleentheid gee om ook die Here te dien met jou dankoffer. Daar is verskillende maniere om dit te doen. Kom ons eer die Here ook daarmee en laat ons ook, dat dit ook 'n getuienis sal wees van dit wat in ons harte aan die gang is. Dan is Faros besig met 'n warm winterprojek om komberse en slaapsakke in te samel. So ons wil vir jou uitnooi om dit ook te bring Faros toe of Luxmundi toe, sodat ons daardeur ook vir mense kan help wat koud kry hierdie winter. Kom ons maak op hierdie manier ook 'n verskil. Dan as jy nie is by ons, wil ons vir jou uitnooi om saam te kom kuier. Ons hou die 31ste Mei hou ons 'n heerlike geleentheid waar ons regtig vir jou wil ontmoet. 10:15 direk na die erediens kom ons in die hoofsaal bymekaar en ons wil vir jou uitnooi om dit te kom meemaak. Dan is daar die 3de Junie is daar 'n dieper delf geleentheid, spiritualiteit, die GPS van die siel en ons wil vir jou uitnooi om dit te kom bywoon die 3de Junie om 6:30. Die aanbieder is professor Dirk van der Merwe moet dit nie misloop nie, dit gaan 'n heerlike geleentheid wees. Discipleland hou vakansieprogram die 29ste Junie tot die 3de Julie, daai eerste week van die vakansie. Skryf sommer vandag nog in as jy nog nie ingeskryf het nie. jeug@luxmundi.org.za of by Raylene, haar nommer is daar op die skerm of jy kan sommer die QR-code net daar scan. Ons Mosambiek uitreik vind plaas van die 4de tot die 12de Julie. Daarso op die skerm sien jy 'n klompie finansiële behoeftes wat ons het om hierdie uitreik weer eens 'n sukses te maak en die verskil te gaan maak daar in Mosambiek wat ons graag wil en glo die Here ons lei om te doen. So as jy by enige een van daardie behoeftes verskil kan maak, selfs al kan jy nie self Mosambiek toe gaan nie, is hierdie ook 'n manier hoe dat jy daar ook kan help. En dan die laaste enetjie, ons bazaar wat die 1 Augustus plaasvind en ons is op hierdie stadium op soek na 'n paar lekker gesogte pryse wat ons as raffelpryse kan uitdeel en dat ons ook vleis kort vir ons vleistafel, so as jy gaan jag ernstig voor die bazaar, wil ons ook vir jou vra, skiet maar daai ekstra bokkie en bring hom vir ons saam kerk toe, sodat ons hom by die bazaar ook kan gebruik. Hou daai naweek oop, dit gaan 'n groot fees wees, groot gonsend en gesellig, ons sien baie uit daarna. Goed, prinses, dit is min of meer die hele storie. Mag die Here jou seën daar waar jy gaan, mag jy ook beleef dat hy jou stuur en gebruik en jou in sy liggaam ook stuur met jou as gawe, ook aan sy liggaam, aan sy kerk gegee het, om 'n verskil te maak en sodat ons saam as eenheid hom kan vergestalte in hierdie wêreld. Ontvang die seën van die Here en gaan op jou pad in sy vrede, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die nabyheid van die Heilige Gees saam met ons elkeen wees en bly. Amen.